Dr. Christo Nodee. Ja, dit is vir ons lekker hier op Maluti met Dr. Christo Nodee. Vandag die vraag, ek dink vir ons almal geskrik maak as dit my vraag is. Kan jy alles verkoop en my volg? Christo, dis 'n moeilike vraag, Christo. Al die persone wat inluister en ingeskakel is lekker om weer in die nuwe jaar ook te kan praat oor, ek dink wat 'n mens eintlik verstaan as die uitdagings van 'n gelowige. En as 'n mens kyk na die verskillende vrae waarmee 'n mens besig is, dan dink ek is hierdie ook 'n baie interessante vraag. Ons kry dit daar in Matteus 19 wat Jesus met die ryk jong man praat. Ja, Christo, die Here vra sekerlik nie dieselfde vraag vir elke gelowige nie. Willem, ek dink as 'n mens begin kyk na die soort vrae wat in die Bybel is, dan is daar vir elke voorbeeld wat ons nou al gehad het, is daar 'n ander vraag gevra. Dis interessant dat wanneer 'n mens kyk na die ryk jong man, Jesus nie pertinent vir hom die vraag vra, kan jy alles verkoop en my volg nie, maar dit is geïmpliseer daarin. En dat 'n mens dan die stelling wat Jesus maak en half die aanbeveling wat Jesus vir hom gee, gaan doen dit, het eintlik 'n aanloop. En ek dink ons moet die aanloop verstaan om te verstaan dat ek dink nie alle ryk mense gaan noodwendig vandag gekonfronteer word met die vraag, verkoop alles, gee die geld vir die armes en volg Jesus nie. Want hoe gaan die koninkryk van God gerigsteen kan word met die baie belangrike finansiële aspek daarvan. So ek dink dis nie van pas om te sê alle ryk mense moet nou vandag regop sit en hulle moet dadelik na die bank toe gaan, al hulle plase verkoop en al hulle beeste verkoop en al hulle motors verkoop en al hulle besighede en dan sit ons hier met 'n pot vol geld om wat mee te maak. Dan het ons tog nog steeds mense nodig om die geld aan die gang te hou, om die geld te laat werk sodat daar geld vir die koninkryk van God is. So ek dink nie dit is vandag se gesprek nie. Ek dink ek wil dit sommer aan die begin ook duidelik stel dat ek dink nie met alle ryk mense word hier gepraat vandag nie. Ja, ek sal jou nou weer oor daai faset vra oor die ryk en arm. Maar vandag sê jy, vra Jesus dit per implikasie vir iemand spesifiek daar in Matteus hoofstuk 19. Ja, want hy kom daar, die ryk jong man, en hy kom meester, watter goeie ding moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan verkry? En ek dink dit is uiteindelik die vraag wat hier die hele gesprek dan nou volg. Net die voorafgaande praat Jesus oor die kindertjies wat die disippels nie moet verhinder om na hom toe te kom nie, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En nou kom hier die jong man en hy kom na Jesus toe en hy sê, watter goeie ding moet ek dan nou doen om die ewige lewe te kan verkry? En onmiddellik is Jesus se vraag aan hom, hoekom vra jy my uit oor wat goed is? Jesus wil onmiddellik sê dat daar's net een goeie in hierdie lewe en dis die een wat God is, wat goed is. En hy wil dadelik sê dat ons kan nie eintlik in die alledaagse praat van goed wanneer ons dan nou te doen het met God nie. Ja, natuurlik lyk 'n ding goed en is 'n vertrek goed of 'n huis is goed gebou en so aan, maar wanneer ons praat oor die geestelike, dan verwys hy en sê net God is goed. So, en dan kom hy en hy vra die vraag, nou goed, as ek die ewige lewe wil binnegaan, wat moet ek doen? Watter gebooie moet ek nakom? En dan vra hy, watter kom jy na? En Jesus sê vir hom, nou maar goed, hier is die paar, jy mag nie moord pleeg nie, egbreek pleeg nie, steel nie, vals getuie nie, eer jou vader en jou moeder. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis 'n baie interessante halfstertjie wat Jesus hier aanlas, om te sê dat dit is uiteindelik die kruks van hierdie hele vraag en antwoord waarmee Jesus besig is. Het jy jou naaste lief soos jouself?
En dan kom hierdie jongman vol bravade en hy sê, ek het alles nagekom. Wat kom ek dan nou nog kort? En dan is Jesus 'n interessante antwoord. Nie wat kry jy om die ewige lewe te hê nie, maar as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings, gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En, baie belangrik, kom hier, volg my. So met ander woorde, die Here Jesus hier is besig om vir hierdie jong man eintlik uit te daag en vir hom te sê, as jy regtig wil weet wat om te doen, kan jy die toets slaag om jou naaste lief te hê soos jouself. En dan kom Jesus en hy sê vir hom, kom ons kyk na jou lewe. Wat is dit wat regtig waar vir jou in hierdie lewe staande hou? En uiteindelik kom dit dan en dit wys daarop dat sy rykdom is vir hom nogal 'n redelike groot kruk in sy lewe. Nou ja, dis die eerste toneel wat 'n mens dan kry, Matteus 19 vers 16 tot 22. Hoekom sê jy daai gedeelte van jy met jou naaste lief hê soos jouself is eintlik so sterk bygevoeg? Dis ook tog maar uit die Ou Testament. Dit is nie deel van die 10 gebooie nie. Dis die samevatting van die wet. Dis die samevatting van die tweede gedeelte, want Jesus haal die tweede gedeelte, die gedeelte wat as 'n mens dit nou sou verdeel het, wat eintlik handel oor hoe moet ek teenoor my naaste optree. As ek dan nou God eer en liefhet en bo alles in my lewe wil hê, dan is hy hier besig om te sê, maar so die samevatting wat ek eintlik vir jou wil sê is, as jy al hierdie goed na kyk, jy mag nie moord pleeg nie, egbreek pleeg nie, steel nie vals getuig nie, eer jou vader en jou moeder, beteken dit eintlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En doen jy dit? Dan sê die jongman vir hom, Here, ek voel ek doen dit alles, wat kom ek kort? En dan sê hy vir hom, as jy volmaak wil wees. Die gesprek gaan eintlik, watter goeie ding moet ek doen, sodat ek die ewige lewe kan verkry? Daarmee begin sy vraag. En nou het die goeie, het Jesus baie mooi uitgepak vir hom. Wat is die goeie dinge waarna jy moet kyk? En dan, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan sak Jesus 'n bietjie dieper in sy eie lewe in. En hy sê vir hom, hoe om die ewige lewe te verkry? Nou ja, die agtergrond vir hierdie vraag lê in die Joodse apokaliptiek, want onder andere besin hulle oor die komende ryk van God, die opstanding en wie daarin sal deel hê. En die jongman se vraag getuig dus van aan die een kant 'n godsdienstige erns, maar ook van onsekerheid vanweë die moontlikheid dat daar so baie standpunte is oor wat moet 'n mens dan nou uiteindelik doen. So hy kom eintlik na hierdie rabbi toe en hy sê vir hom uit al hierdie warboel van moontlikhede wat mense noem. Die fariseërs bring hulle 600 en iets wette. Die sadduseërs begin hulle beginsels. Die skrifgeleerdes kom en sê dit en dat en wat ook al. En dan is daar nou rabbies. Hierdie rabbi sê hierdie ding en daai rabbi sê dit ding. En nou kom hy en hy sê vir Jesus, nou wat moet ek dan nou doen? Moet ek die gebooie onderhou? Beteken dit dat 'n mens die ewige lewe kan verdien? En dan kom Jesus hier en hy antwoord hom. Hy sê eerstens word daar slegs die tweede wet van die 10 gebooie, 5de tot die 9de gebod, word aan hom voorgehou met die samevatting, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan tweede kom hy en hy sê, dis die pad na volmaaktheid, nie die pad na die ewige lewe nie. So in jou redenasie oor wat moet jy nou nog doen, wil ek vir jou sê, dit is wat jy moet doen. Maar daar is 'n ander aspek wat Jesus eintlik onderliggend vir hierdie jong man wil by uitbring. En dit is, daar's ook 'n manier van wees. Dit is 'n lewe van barmhartigheid en 'n roeping om Jesus te volg. Jy moet disipel wees met 'n hart van barmhartigheid. En as die jong man dit hoor, dan is dit asof sy lewe skielik net stilstaan, want die diepste bedoeling van God se wet is eintlik liefde en barmhartigheid. En dis nie goed wat ek kan doen, dit is goed wat ek eers moet wees voordat ek dit kan gaan toepas op ander mense. En dit is waar hierdie jong man se stryd dan nou lê. Ja, as 'n mens dit letterlik opneem en hy antwoord, hy sê ek het dit alles gedoen. Bedoel hy het dit 100% gedoen? Want Jesus sê eintlik vir hom,
Jy het dit nie gedoen nie, want jy's nog nie volmaak nie, want as hy volmaak was, dan het hy nie nodig gehad om hierdie deel by te sit nie. In der waarheid wat ek vra is, die volmaaktheid gaan nie by een van ons ooit wees nie, nê, om alles reg te doen nie, om die wet volkome na te kom nie. Ek dink Willem, hier's twee dinge wat vir my opval as 'n mens na hierdie kyk, want die gedeelte is ook in Markus 10 en Lukas 18, kan 'n mens ook hiervan lees. En daar staan dat Jesus het hierdie jongman lief gekry vanweë sy algehele toewyding om die regte ding te wil doen. Jy weet, daar is mos mense wat redelik perfeksionisties ingestel is teenoor die lewe en hulle wil alles tot op die letter doen, alles tot presies doen dat niemand enige kritiek kan uitspreek teenoor wat hulle doen en hoe hulle dit doen nie. En ek het 'n idee, miskien onderliggend was hierdie iets van die poging wat hierdie jong man gehad het, dat hy alles perfek wou doen en dat hy in hierdie perfek wees eintlik na Jesus toe gekom het en Jesus vir ons sê, hoor hierso, perfeksionisme gaan jou nie in die hemel bring nie. Daar moet iets anders kom. Dit gaan nie oor 'n perfeksionis wees om in die hemel te kan kom nie. Want as jy regtig perfeksionisties wil wees, gaan verkoop alles, gee jou geld vir die armes en kom volg my. Dan is jy eers perfek. So met ander woorde, Jesus daag hom eintlik uit deur vir hom te sê dat jou denkmanier om perfeksionisties te wees, help nie in die koninkryk van God om jou die ewige lewe te gee nie. So met ander woorde, wanneer ons kyk na hierdie jong man en Jesus hom liefkry vanweë sy poging om regtig waar alles in die stryd te werk om dit so te kan doen, het toe nou nie uitgespeel soos wat hy dit wou gehad en daarom het hy half weggeloop en gesê, "Joe, ek het so gehoop ek is so naby aan perfeksionisties as moontlik." En Jesus kom en hy sê vir hom, dis nie waaroor dit gaan nie. Hy mis dit deur weg te stap. En daai ding wat met hom gebeur het, deurdat hy weggestap het, dink ek is seker die grootste fout wat hy vir homself kon maak. Hoopelik het hy later teruggekeer en het die Gees in sy lewe gewerk om vir hom te sê, perfeksionisme is nie die regte manier, is nie die pad om te stap, om by die Here uit te kom nie. Christo, die twee goed wat hier genoem word om jou goed te verkoop en vir armes te gee. Een is 'n gesindheid om te wys dat jy nie so verknog is aan jou besittings, dat jy bereid is om daarvan afstand te doen. Nou wil ek my verstout as ons sê, maar doen dit vir die Here, dan sal party miskien nog sê, ja, ek sal dit vir hom doen. Maar om dit vir iemand anders te gee is 'n ander saak. Loop hierdie twee goed hand aan hand? Ek dink die interessante, Willem, as 'n mens kyk na die gedeelte, dan is die afstand doen van rykdom 'n eis vir almal. En dan kan ons vandag sê nee. Die roeping tot navolging hou nie vir almal presies dieselfde in nie. Sommige van ons wat vandag luister, moet dalk van my werk afstand doen. Ek is dalk 'n werkolis. Ander van ons wil so baie sekuriteit hê, dat ons so steun op die sekuriteit wat ek het, polisse en versekering en my huis is toegespyker en wat ook al, dat daai sekuriteit word iets waarmee ek moet afstand doen, want dit gebeur dat wanneer ek so fokus daarop, ek eintlik nie 'n skat in die hemel kan hê nie, want dan is dit wat hier op aarde is, nie vir my meer so waardevol soos 'n skat nie. En dis die uitdaging, om 'n skat in die hemel te kan hê. Vra dat wat jy dink wat vir jou kosbaar en onontbeerlik is, moet herëvalueer. 'n Lewe saam met Christus lê beslag op jou hele manier van dink en optrede. Alles moet onder die gesag van Christus ingebring word. So, dis die een kant, dat wanneer ons dan nou kyk na hierdie situasie van die jong man, is dit waarna toe ons moet beweeg. Wat se werk, sekuriteit of selfs gesinsbande gee vir my groter skatte op aarde, en is ek nie bereid om dit te laat gaan terwille van 'n skat in die hemel nie. Dis die toets. En wanneer ons dit dan nou kyk, dan kan ons nou sê, goed, wat help my om 'n skat in die hemel te kan hê? Dan begin die gesprek 'n bietjie na 'n ander kant toe gaan. Ja, want jy het nou onmiddellik die fondasiepenne 'n bietjie verskuif toe jy gesê het gesinsbande. Want ek wou nou net rustig terugsit om te sê, maar ek is nie so baie ryk soos ander nie. Maar as mense dan nou deurtrek na miskien ander tipe rykdom wat ek ook belangrik ag, nou nie net geld nie, dan word dit 'n ander klem wat hier gelê word.
Ek dink Willem, wat 'n mens moet sê is, wees baie versigtig oor die skatte wat jy op aarde het. Is dit belangriker of sal jy laat Jesus kan beslag lê daarop en hom volg omdat hy in beheer is daarvan? Dis uiteindelik, ek dink die punt waarby ons wil uitkom. Maar ek dink ook wat 'n mens vir jouself moet sê is, dis nie verniet dat Jesus net voor dit die hele ding van die kindertjies gehad het en gesê het, aan hulle behoort die koninkryk van die hemel nie. So met ander woorde, hierdie ontvanklikheid, hier 'n kind kan nie eintlik al iets besit nie. 'n Kind behoort nog net en hy geniet nog net wat vir hom gegee word. En daai soort ontvanklikheid gaan baie keer verlore vanweë al die sekuriteite wat ek hier op aarde rondom my vestig. Dat ek iets van my naïwiteit en my nuuskierigheid en my bereid wees om Jesus te volg en agter hom aan te hardloop soos 'n kind, dat ek iets daarvan verloor het. En hierdie gedeelte sê vir ons, oppas. Dit is waarmee ons dan uiteindelik moet by uitkom. Dit was by herhaling duidelik dat my verhouding met die Here en my verhouding met my naaste nie geskei kan word uit hierdie gedeelte nie. Nee, Christo. Willem, ek dink wat ons hierso leer is dat Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, nie jou geld liewer nie. En dan, wanneer hierdie man by daai punt uitkom dat Jesus vir hom konfronteer om te sê, jy het regtig nie jou naaste lief soos jy gedink het nie. Hierdie selfontdekking is eintlik wat vir hom pynvol is. Dat hy besef, liewe aarde, ek het hierdie fasade van om die regte ding te doen, om alles te doen, maar as dit regtig kom by liefde vir my naaste, ek doen nie die liefdevolle ding nie, want dit is soms slordig. Ek kan nie presies liefde meet nie, ek kan dit nie bepaal nie. Liefde is 'n ding wat vloei, ek het nie beheer daaroor nie. So iemand wat graag in beheer wil wees, die oomblik as hy in liefde beland en liefdeswaters beland, dan is dit totaal uit beheer uit. Dit is 'n ding wat vloei, wat krag het, wat suigkrag het en al die ander goeters. So ja, en as hy dan nou vreeslik steun op sy geld om half nie betrokke te raak by ander mense se nood en ander mense se seer nie, en dat hy kies by wie hy wil betrokke raak en nie net by elkeen betrokke raak wat oor sy pad kom nie, want dis ook 'n ding wat hierdie ryk man seker gedoen het. Hy het gekies om op 'n kliniese manier by mense geldelik betrokke te raak, wat hy by voorkeur dan nou kon uitkies om te sê, maar ek het so baie geld, kom ek gee vir jou 'n bietjie hier en vir jou 'n bietjie daar, maar julle bly op 'n afstand. Ek wil nie eintlik julle stories hoor nie, ek wil nie weet waar julle vandaan kom nie, ek weet nie waarheen julle gaan nie, dis nie vir my belangrik nie. Hier is die Engelse woord daarvoor, hier is die handout wat ek vir jou gee, bly net van my nek af en bly uit my hart uit. En daai soort gesindheid, dink ek, is waarmee hierdie jong man gekonfronteer word. Nou ja, ons moet begin saamvat, maar ek wil nog vra, hierdie jong man draai bedruk om en hy gaan weg. Dit laat my so dink aan, wie was dit, Pilatus, as hy vir die Here Jesus vra, en wat is waarheid? En hy het ook dan omgedraai en weggegaan, want dit is een van die vrae wat ek nou nogal, of jy ook al gesê het, wat ek nou nogal wou gehoor het, wat sou Christus antwoord, want dit is 'n ernstige vraag. Maar hierdie man wag nie vir die res nie, hy het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou ja, dit baie besittings het maar seker net makliker vir hom gemaak om te verstaan waaroor dit gaan. Christo, is daar vanmiddag dalk iemand luister, wat weet van iemand, of dalk by homself hoor, maar daar is goed in my lewe wat nie reg is nie, en die verhouding is die verhouding tussen liefde vir God, liefde vir my naaste, liefde vir myself, of dalk vir my goed, of my werk, soos jy gesê het, jy is dalk 'n werkolis, of jy, wat 'n olis ook al jy kan wees. Wat moet ons dan uit hierdie gedeelte as 'n antwoord wegvat? Waar moet ons staan en wag vir die antwoord? Niemand kan op grond van sy eie insette die ewige lewe kry nie. Stop onmiddellik in jou spore as jy dink jy kan die ewige lewe verdien. Dis 'n genadegawe van God aan gelowiges.
En dit het reeds begin met die geboorte van Christus. Die kruisiging het dit voltooi en die uitstorting van die Heilige Gees kom dra dit in ons lewens in. Dit is die wonder waarmee ons besig is. Want net in die volgende gedeelte kom Jesus en hy konfronteer ook sy disippels en hy sê, dit is onmoontlik vir enige iemand om in die koninkryk van God te kom as God dit nie vir hom gee en dit in sy lewe indra nie. En dis die wonder. Dis waarmee ons hierdie jaar instap. Dat geen geld kan dit vir my koop nie. Dis klaar gedoen in Christus. Dan en ek weet dit is 'n baie komplekse antwoord, maar gee vir ons dit dan in 'n kort weergawe. As ek nie daar is nie, wat moet ek nou doen? Ek hoor al hierdie goed. Wat moet ek doen? Moet ek iets sê? Moet ek net omdraai en sê, ja, miskien sal dit regkom? Wanneer ons in 'n bos instap en ons kom op 'n stadium agter, ons is heeltemal verdwaal, ons is verward, ons weet nie herwaarts of derwaarts nie, daar's soveel paadjies in die bos, en watter ene lei my uit hierdie bos uit. Dan die enigste ding wat ons kan doen is, ek kan op my knieë neerval en sê, Here, help my. En Christus sê, ek sal jou nooit verlaat of jou in die steek laat nie. Hy kom na jou toe. En Johannes 10 sê, hy kom vat jou hand om dit nooit te los nie. En hy word die ene wat jou lei uit hierdie bospaadjie uit. Ja, daar's boomwortels, jy gaan struikel en val oor sondes. Ja, daar's takke wat jou gaan krap, jy gaan seer kry. Ja, daar gaan moeilike tye kom waar jy gebukkend onder die takke moet deur, wat oor die paadjie toegegroei het. Ja, daar gaan onseker tye kom, wanneer jy teen die skynste moet af en die klippe onder jou is los en jy voel die hele tyd of jy gaan gly. Ja, jy gaan ook by moeilike keuses te staan kom, wanneer daar 'n vurk in die pad is. Maar Christus sê, in my hand is jy veilig. Niemand kan jou uit my hand uitruk nie, selfs nie ek nie. Daarin lê die troos vir ons. So jy hoef net op jou knieë te gaan en te sê, Here, help my. En as jy iets verder wil gesels of so, is jy baie welkom. Daar word by Meluti op Sondagmiddag wonderlike omroepers wat kan help en sprekers wat 'n mens kan help in hierdie saak. Jy kan ook vir my skakel as jy sou wil. Gee sommer jou nommer asseblief, Christo. 082 785 1106. 082 785 1106. Baie dankie, Christo. Wonderlik om jou te gesels. Baie voorspoedige jaar vir jou. Baie dankie Willem en lekker dag en baie seën vir elke luisteraar. Totsiens.